Goeiemôre almal, Dinsdagoggend. Vandag is dit die 4de November, die jaar 2025. Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gaan ons aan en praat oor geloof. Nou, as ons na Hebreërs 11 gaan kyk en die eerste 3 verse, die opskrif is daar die aard van die geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. Doen jouself 'n guns en dan gaan lees jy die hele Hebreërs 11 om net die impak van geloof te besef en wat nodig is. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, jy kan nie hoop op iets wat jy sien, want dan is dit nie hoop nie. Jy moet hoop op iets wat onsigbaar is, wat jy nie kan sien nie. En dit is, ons hoop daarop, die Here gaan kom op die wolke, hy gaan ons as bruid kom wegvat. Dis 'n hoop waaraan ons kan vashou, halleluja. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. God het gepraat, hy het gespreek, hy het 'n woord gesê, en die wêreld het ontstaan. Alles het ontstaan. Is dit nie awesome nie, halleluja. Romeine 1 vers 16 en 17, die opskrif daar, die regverdigmaking deur die geloof. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So ons lewe absoluut deur geloof, dit ons het niks anders om aan vas te hou nie. Ons volgende gedeelte is Romeine 3 hier vanaf verse 21 en ek lees tot en met vers 31. Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik wat van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is dan nou geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit, deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mense geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ons behoort God dan nou net aan die Jode, nie ook aan die heidene nie, ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Ons laaste gedeelte kom hier uit Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, want die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U woord so kragtig is en ons net leer. Here, soms voel dit vir ons het net te min geloof, dan wil ons ook uitroep en sê, Here, gee my meer geloof. Here, dat ek kan glo dat U hierdie wonderwerke ook vir my sal doen. Here, want as ons deur die woord lees en ons kyk, wat het U alles gedoen vir mense? Here, daar's mense wat uit die dood uit opgewek is, 'n moeder wat ween, want in hulle dae as die man en die seuns gesterf het sy niks nie. Here, en dan kom U en raak U draagbaar aan en sê vir die seun, staan op. En dan word hy wakker en hy staan op en hy word teruggegee aan sy moeder. En dit kan net
gebeur deur geloof. Ek dink die mense se monde daar oopgehang en gedink so iets het hulle nog nooit in hulle lewe gesien nie. Here, baie dankie dat ons ook geloof in U kan hê, in U wonderdade, Here, want baie keer voel ons ook, Here, as U net kan kom en opdaag in my situasie en spreek, lewe spreek in hierdie situasie, dan weet ons, dinge sal plaasvind en gebeur. Here, help ons in ons ongeloof en Here, kom ons tegemoet en help ons dat ons net sal aanhou glo en nie wankelrig sal wees in ons geloof nie, maar dat sal weet dat U is die God wat wonders verrig. Halleluja. Amen en amen.